Goeiedag, baie dankie dat jy saamluister. In ons pitstop oordenking vandag het ons 'n oomblik vat waar ons stil word en ons self fokus om sterker te raak in die geloof en voor die Here se woord stil raak, gaan ons kyk na vertroue in die Here wat werklik waar so getrou is in wat hy vir ons doen en wie hy is dat ons hom volledig kan vertrou. Ons lees saam uit Spreuke 3 uit, ontsag vir die Here, my seun, my onderrig moet jy nie vergeet nie, en my gebooie jou hart moet daarby hou. Van die lengte van jou leeftyd, die lewensjare en vrede sal dan vir jou vermeerder word. Troue, liefde en waarheid moet jou nooit verlaat nie. Bind dit om jou nek, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy guns en goeie begrip vind in die oë van God en die mense. En dan die versie waarop ons eintlik fokus, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig, moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie reguit maak. Moenie wys wees in jou eie oë nie, jy moet ontsag hê vir die Here, en bly weg van die kwaad. Sien jy die vertrou op die Here, en wees versigtig vir jou eie insigte. Ek dink nie dit bedoel dat ons nie vir onsself kan dink en beplan nie, ons moet verseker dit doen, maar dit bedoel dat ons niks buite die Here doen nie, niks los van hom nie. Omdat ons weet dat die Here ken die weë van ons lewe en dat hy 'n plan vir ons lewe. Ons kan in hierdie gedeelte ook gaan na wat ons bely in die voorsienigheid van God in Heidelberg Katekismes Sondag 10. Die kern van die belydenis daar is hy onderhou en regeer alles. Vraag is, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Daar's 'n lang antwoord daar, maar kort is dat God onderhou en regeer hemel en aarde en al die skepsels met sy almagtige en alomteenwoordige krag. En dat alles uit sy vaderhand ons toekom. Dan die volgende een is, wat baat het ons dat ons weet dat God alles geskep het onderhou? So wat baat het jou om te vertrou? Dat ons in teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees en 'n vaste vertroue in ons getroue God kan hê. Geen skepsel kan ons van sy liefde skei nie. Ons moet weet in hierdie belydenis is dit vir ons duidelik, God is nie 'n afwesige skepper nie, maar teenwoordige Vader wat sy skepping elke oomblik in sy hand hou. Hy onderhou elke dag en elke kleinste detail. Daar kan 'n haar van jou kop nie val sonder dat jou Vader in die hemel dit weet nie, leer ons Here Jesus vir ons. Hy regeer ons tye, ons omstandighede, ons voorspoed, selfs ons teëspoed, bly hy in heerskappy. Hy regeer en ons kan hom vertrou. En dan moet ons antwoord in vertroue en in dank. Dan gaan ons na sy belofte toe dat geen skepsel kan ons van sy liefde skei nie, volgens Matteus 10. God regeer en ons kan vertrou. Dis ons tema van vandag. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Vertroue is een van die kosbaarste gawes wat ons aan iemand kan gee, maar is ook een van die moeilikste dinge om weer te gee nadat jy seer gekry het. As ons nou in 'n menslike manier daarna kyk. Wanneer mense ons teleurstel, is ons eerste reaksie dikwels om ons harte toe te maak en ons rug te draai. Ons dink as ek niemand weer vertrou nie, dan kan niemand my weer seer maak nie. Maar die Bybel roep ons na iets dieper. Dit sê nie eerste vertrou op mense nie, dit sê eerste vertrou op die Here, wat jou nie sal teleurstel nie. Want wanneer God aan die stuur is, kan ons met 'n geruste hart leef, vandag en môre, want hy onderhou en regeer en ons kan vertrou in sy soewereine en volmaakte heerskappy. So Spreuke 3 vers 5, trou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Dit wakker opnuut by ons aan om ons lewe oorgegee aan die Here te leef. Waarom is dit belangrik? Omdat mense veranderlik is, maar God nie. So vertroue moenie vir ons in die eerste plek 'n ding wees wat ons begrond op dit wat ons sien in mense nie. Want dan sal ons teleurgesteld wees. As my veiligheid uiteindelik afhang van ander mense se getrouheid, sal ek altyd onseker leef. Maar as my veiligheid in God lê, wat onveranderbaar is, wat heerskappy voer, wat soewerein is, dan hoef ek nie uit vrees te leef nie, maar kan ek in vertroue leef. Dit beteken nie ons word naïef en laat Gods water oor Gods akker, daai soort van onrentmeesterlike houding nie. Die Here roep ons om rentmeesters te wees en aktief, proaktief te werk in ons lewe. Dit beteken ook nie ons skakel wysheid uit nie. Dit beteken dat die vrees nie meer die stuurwiel van ons verhoudings vashou nie. Wanneer God my vaste rots is, hoef bitterheid en wantroue nie in my hart te regeer nie. So die vraag vir ons harte, miskien is die vraag waarmee ons vandag kan leef is my wantroue gebore uit wysheid
of uit vrees. En ons moet in vertroue in die Here, in die rustigheid en die kalmte leef, dat hy heerskappy voer. Dan rus my hart werklik in die Here, of probeer ek myself beskerm, omdat ek dink alles hang van my af. En ek dink dis die waarskuwing van Spreuke, moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ander mense by daai punt kom om te sê, maar jy weet, eintlik is alles in my hande, ek moet alles beheer en regeer en uitsorteer. En dis nie die waarheid van ons lewe nie. Ons moet rentmeesters wees en lewe binne in die Here se plan met ons lewe en die beste maak van elke geleentheid wat daar vir ons is, maar dit in vertroue en binne die wysheid van sy wil. En wanneer God ons vaste rots is, dan hoef bitterheid en wantroue nie in ons hart te regeer nie. Maar dan kan ons leef met die wete, God regeer, en daarom kan ek vertrou. Selfs al kan ek nie môre sien nie, vir elke volgende oomblik sien nie, selfs as daar dinge wat vir my donker lyk, ek kan vertrou, want die Here is 'n vaste rots. Kom ons bid saam. Here, help ons om mense te wees wat in vertroue leef, en in daardie vertroue dan in die rustigheid van die wete, en die vaste gerusheid van u heerskappy. In Jesus se naam. Amen.